Nou vriende, andermaal groet ons u in die wonderlike naam van ons heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is die Here innig dankbaar dat ons hierdie God van Abraham, Isak en Jakob ons God kan noem, deur Jesus Christus ons redder, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. En ons dank die Here ook vir die voorreg dat ons vanmôre sy woord het. Die hele woord is deur God ingegee en dit is nuttig tot ons lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Mag die Here ons seën by die oordeenking van sy woord vanmôre, en mag die Here vir ons wysheid gee in die verstaan daarvan, om hom te verheerlik in alles wat ons doen. Nou vriende, daar in vers 17 lees ons die volgende: 'n mens wat gedruk word deur die bloed van 'n mens, sal vlug tot by die graf, laat niemand hom vashou nie. Nou hierdie is 'n baie moeilike vers as jy dit lees, en as jy daaroor begin dink, dan wonder jy, wat probeer Salomo sê, en wat is die betekenis van hierdie vers? En vriende, my navorsing het ek maar gesien, dit gaan eenvoudig oor jou gewete. Ons almal het 'n gewete van God ontvang. Ons gewete is nie die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees gebruik ons gewete om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. God gebruik sy woord en dit werk in ons gewete in, en ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd, en dit is noodsaaklik om te sien dat 'n mens se gewete ook deur God gegee is, en dit kan ons verontskuldig of beskuldig. En hier gaan dit eenvoudig oor 'n man wat moord gepleeg het, 'n moordenaar. Sy gewete pynig hom. Hierdie gewete ry hom elke dag. En hy probeer elke dag alles in sy vermoë om te ontvlug van die straf en die pyniging wat sy gewete vir hom bring. En dan ook die gevolge van sy sonde en sy dade. En hy kry dit nie reg nie. Die enigste uitweg wat hierdie persoon eintlik maar het, is die dag wanneer hy sterwe. Dat hy nie verder mee met hierdie gewete van hom sal deel nie. Maar tog sê die Bybel vir ons dat ons rekenskap sal gee van al ons werke. Maar die meeste mense dink, kom ek maak 'n einde aan my lewe. Nou sê die Bybel vir ons, as ek so 'n persoon probeer help, en so 'n persoon probeer help om hierdie daad wat hy gedoen het, te verseël, om dit weg te steek, dan raak ek net so skuldig, en vriende, help ek hom eintlik van die wal af in die sloot. Die enigste raad wat ek hierdie man kan gee, die enigste hulp wat ek hom kan bied, is om hom te begelei na die kruis van Golgotha. Ag vriende, hoeveel getuienis is daar van mense wat moordenaars was, mense wat kapings gepleeg het, en huise ingebreek het, mense doodgeskiet het, in die tronk tot bekering gekom het, en vandag die Here dien. God is 'n God van genade en barmhartigheid, en daarom onthou as jou gewete jou ry en beskuldig. Miskien is jy nie 'n moordenaar nie, miskien sit jy met ander boosheid, met ander sonde, hoerery, egbreek, diefstal, dronkenskap, geweld, noem die sonde. Miskien ry jou gewete jou. Pleit ek by jou dat die duiwel jou nie sal vernietig, dat jy einde maak in jou lewe nie, maar jy sal vlug na die kruis. Want daar is 'n pragtige lied wat sê, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Wonderlik dat ons ook God se genade sien. Dank die Here vir 'n gewete, mag ons gewete voor die Here rein wees. Vers 18 sê, wie opreg wandel sal gehelp word, maar hy wat verward is, wat die twee paaie betref, sal met eens val. Dink jy van die vertaling sê dit so mooi, wie 'n eerbare lewe lei sal hulp ontvang, wie 'n oneerlike lewe lei sal onverwags tot 'n val kom. Vriende, ons sien dit in ons lewe, ons sien hoe mense jonk is en middeljarig en oud word, en hulle goddeloosheid verval hulle net verder in elende, en dikwels sterf hulle in eensaamheid. Ek onthou op 'n stadium 'n polisieman wat ek geken het, sy pa het gesterf in Leraton Hospitaal, en ek onthou die dag toe ek na hom toe gaan, die absolute haat in sy hart, die boosheid waarmee hy gesit het in sy siel, en nie net oor sy pa nie, maar waar sy pa dood gegaan het, en die eensaamheid waarin sy pa geleef en dood gegaan het, en die sondes waarmee hy besig was. En net ek besef, vriende, dit is presies wat die Bybel vir ons leer. As jy 'n oneerlike lewe lei, as jy 'n bose lewe lei, as jy 'n lewe van ongeregtigheid lei, dan val jy in die verderf. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie saak sal sien, dat ons hierdie saak sal raak sien. Want as ons 'n eerbare lewe lei, sal ons hulp ontvang. Ek dink aan soveel mense wat oud geword het. Ek sien mense in ons gemeentes, nie net die gemeente wat ek tans bedien nie, maar wat ek al bedien het, hoe mense onder hulle inkom op hulle ou dag, hulle finansiëel help, hulle geestelik help, hulle vervoer van punt A na punt B. Waarom? Want God sorg vir sy kinders. Daarom wil ek jou vra, dat jy opregtheid sal lewe, want opregtheid bring veiligheid. 'n Oneerlike lewe bring skande en hartseer, en later die dood. En baie keer die oneerbare dinge wat gebeur het, kom aan die lig, en die hartseer dinge kom aan die lig, en die skande is so erg, dat die familie nie eens daaroor wil praat nie. Dis die hartseer, en daarom pleit ek by u, dat u opreg
sal wandel voor die Here. Vers 19. Wie sy land bewerk het volop brood, maar hy wat nietighede najag, het armoede volop. Ek sê baie keer vir my kinders, ek sê 'n droom gaan nie kos op jou tafel sit nie. Dit gaan nie jou huis betaal nie, dit gaan nie jou kar betaal nie. Baie van ons kinders het meer drome as wat hulle ambisie het. Ek hoor dikwels as ek met die jong mense praat hoe hulle wil ryk word en wat hulle drome is en wat hulle in die motorhuis wil hê en waar wil hulle bly, en ek dink by myself en ek sê vir hulle ook dikwels, luister, as jy nie gaan hard werk nie, gaan jy niks hê nie. Want 'n droom bring nie vir jou inkomste nie. Daarom is belangrik soos hierdie vers sê, jy moet jou land bewerk. Stel jou eer daarin om met jou eie hande te werk. Die Here het voor die sondeval vir Adam en Eva gesê om die tuin te bewerk en te bewaak. Die Bybel sê vir ons, die oomblik wanneer ek dit doen, gehoorsaam is aan die Here, sy opdrag uitvoer, sal ek volop brood hê. Maar as ek nietighede najag, drome najag, as ek altyd besig is om hierdie droom na te jag, sê die Bybel vir my, sal die armoede volop wees. En ag vriende, hoeveel jong mense, hoeveel middeljarige mense, hoeveel ou mense lewe in armoede, omdat hulle heeltyd gedroom het, maar nooit gewerk het nie. Daarom sê die Bybel, stel jou eer daarin om met jou eie hande te werk. Reg deur die boek Spreuke vind ons hierdie waarskuwing, vind ons hierdie gedagte. En daarom is belangrik om hierdie saak ook te sien. Daar in vers 20, ons gaan dit nou hanteer, daar staan 'n betroubare man is ryk aan seëninge, maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. Ek lees gou vir u wat een van die vertalings sê, 'n betroubare man is baie voorspoedig. Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. En vriende, wat is die gedagte hier? 'n Betroubare man is voorspoedig. Met ander woorde, as jy met hom besigheid doen, weet jy hy's eerlik. Wat hy sê, doen hy. Hy voer sy opdragte uit. Hy's 'n man wat in pas en in lyn is met God se waarheid en God se woord. Jy kan vir ander mense vertel van hom en sê, luister, ek het met hierdie man besigheid gedoen en dit was die gevolge gewees. En dis die wonderlike en die genadige werk wat die Here in ons siele doen. Want ons word nie so gebore nie. God deur sy groote genade leer ons om so te wees. Maar hoor nou, hy wat gou ryk wil word, sal sy straf kry. En die rede wat ons kan aanvoer waarom hierdie gedeelte opgeteken is in die Bybel. Vriende, as jy gou ryk wil word, dan trap jy in strikke. Daar is 'n gebrek aan oordeelsvermoë. Daar's oorhaastige optredes. Daar is hierdie gesindheid en hierdie optrede, vriende, wat jou later in ellende laat verval. Nou waarsku die Bybel, en die Bybel sê vir ons, as jy gou ryk wil word, sal jy die straf kry. En vriende, dikwels is hierdie straf jou ondergang. Die ondergang van jou huisgesin en die hartseer gevolge wat daarmee gepaard gaan. Dit is noodsaaklik, werk, jy moet ambisieus wees. As jy bevordering by die werk kan kry, wonderlik. As jy verder kan studeer, dank die Here vir daardie geleentheid. Maar onthou een ding, die Bybel sê dat ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. Ons moet eerbaar wees, ons moet betroubaar wees, ons moet opreg wees. En vriende, as die Here vir ons 'n deur oopmaak en daar kom groot rykdom na ons kant toe, dank God daarvoor en eer hom met dit wat hy jou toevertrou. Daarom is belangrik om die waarheid van die Here se woord ter harte te neem, dit te lees, dit te bestudeer. Ek verstaan waarom Louis Malherbe, wat 'n skatryk man was, hierdie boek Spreuke elke dag van sy lewe 'n hoofstuk gelees het. Week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Want hy het gesê, as hy die boek Spreuke lees, het hy ook wysheid hoe om op te tree in elke dag se omstandighede, se situasies, se uitdagings. Mag die Here ons wysheid gee, mag die Here ons genade gee dat ons hierdie waarheid ter harte neem. Groete vir u, mooi dagie verder. Tada.